In my grootdruk Bybel bladsy 295 van die Nuwe Testament, 2 Korintiërs 12. Maar eers so met die woord voor ons geopen, kom ons verenig in gebed, kom ons bid saam. Driemaal heilige God en Hemelvader, U wat heet Immanuel, die Alfa en die Omega, die skepper van hemel en aarde, die enigste ware God. In stille ootmoed kom vergader ons voor U, o Heer, as nietige mense. Mense wat daarna hinker om U aan te hoor, om ons hele lewens te kan instel volgens U wil en U wandel. Ons bid en vra, o Heer, as dit U wil is, skenk U Gees, werk in ons harte, open ons binneste, maak ons toeganklik vir dit wat U vir ons wil leer. En gee, o Heer, as dit U wil is, dat dit nie net oppervlakkig sal wees nie, maar dat ons diepste wese daardeur geraak en verander sal word. Dat die Gees ons wese opreg sal maak. Ons bid en vra, o Heer, spreek met ons, want U diensknegt en U diensmaagd, U luister. Amen. Ek hou vir U voor 2 Korintiërs 12. Paulus is aan die woord. Dit is waarlik nie vir my nigter om te roem nie. Is dit waarlik nie vir my nuttig om te roem nie. Want ek sal kom tot insigte en openbaringe van die Here. Ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie. God weet dit. Dat so iemand weggeruk is tot in die 3de hemel. En ek weet van so 'n man, of in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie. God weet dit. Dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Oor so 'n man sal ek roem. Maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe my swakhede. Want as ek sou wil roem, sou ek nie 'n dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat, maar ek laat dit na, sodat niemand my hoor mag skat as wat hy van my sien of wat hy van my hoor nie. En dat ek baie oor die voortreffelikheid van die openbaring nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuis te staan dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk. En hy is met 'n hoofletter, het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge en benoudhede om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Net ons kern in vers weer daar, vers 9, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Tot sover die woord van die Here. Geliefdes, ek hou vir u voor 'n preek getiteld Doring in my vlees deur Dominee A.J. van die kerk. Hierdie woorde van Paulus wat ons nou aangehoor het, hierdie woorde van 'n verreëse en verhoogde heiland, het na sy apostels gekom nadat hy met sy nood herhaaldelik na hom
vir 'n man in nood. 'n Man wat mishandel en vervolg is, 'n benoude man. 'n Man wat gevoel het dat sy krag gedaan is. As u vanmôre so iemand is, iemand wat voel dat sy krag gedaan is, dan sê die Here ook vir u, in u uur van nood, kan u ook hierdie heerlike versekering van die Here vasgryp. Woorde wat 'n keerpunt in die lewe kan wees. Want dit is wat dit vir Paulus was. Waar hy eers aanhoudend voor die Here gepleit het om tog hierdie doring uit sy vlees uit weg te neem. Hierdie ding wat hom so aanhoudend pynig, hierdie ding wat hom lam maak. En daar hoor ons nou, net nadat sy geloofsjubel. Geliefdes, hoe anders is hierdie roemtaal tog dan nou nie van die van iemand wat voortdurend roem in wat hulle doen. Hoeveel anders is dit wat Paulus vir ons daar sê, nie soveel anders as iemand wat voortdurend roem in wat hy mee besig is, of wat hy gaan bereik nie. Wat voortdurend vir ons vertel hoe wonderlik sy planne is, en voortdurend vir ons bevestig hoe dit wat hy mee besig is, so voortvarend gaan wees. Nie dat Paulus nie groot dinge aangepak het, groot verwagtinge gehad het nie. Nie dat hy geweldige groot durf voor die dag gelê het nie. Maar geliefdes, is iets wat ons moet verstaan en ons moet seker maak dat ons nie ons teks uit verband uitdruk nie. Asof dit bedoel is vir alle mense wat swak is en met alle swakhede ook ander se swakhede beter maak. En kom ons kyk daarna presies na die verband van ons teks. Nadat Paulus gepraat het met die geweldige openbaring wat hy nou net ontvang het, hy's weggeruik tot in die 3de hemel. Dan sê hy, oor so 'n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe in my swakhede. In hierdie gedeelte, geliefdes, is daar van die grootste waarlikhede in die Bybel te vind. En kom ons kyk na enkeles hiervan. Die eerste sien ons hier die gevaar van hoogmoed en trots, selfs in die grootste van Christene. Paulus is toch sekerlik die laaste persoon wat ons kan verdink dat hy vasgevang sal word in hoogmoed, dat hy homself sou verhef. Hierdie man wat so gedring was tot die liefde van Christus, hierdie man wat soveel prys gegee het, wat soveel trotseer het om die evangelie aan sondaars te bring, hy is toch die laaste van wie mens kan verwag dat hy homself sou verhef. Want vir hom is die lewe Christus. En hy wou niks anders te weet as net Christus, die gekruisigde. En tog, ten spyte hiervan sê hy 2 keer in hierdie gedeelte, dat ek nie myself sou verhef nie. Geliefdes, wat 'n geweldige waarskuwing. Waarskuwing wat uitgaan na elkeen van ons toe. Vir elkeen van ons wat tog maar net altyd die antwoorde weet. Vir elkeen wat gedurig ander beleer. Vir elkeen wat homself aanstel oor ander.
vir mense wat gedurig agteraf planne smee. Vir elkeen wat roem ook daar waar sy gesaaide staan. Of roem waar 'n spotbal gedeel is. Of wat vertel van sy mooi huis. Vir elkeen wat dink, ek is die man. Want hoe hoor jy jouself klim, hoe verder is die val wat jy vir jouself bewerkstellig. En oor en oor het ons die waarskuwing in die woord van die Here teen selfverheffing, waarskuwing teen hoogmoed en trots. Al daardie waarskuwings kan opgesom word in net een enkele vers. En daarom moet elkeen wat onsself so hoog ag en dink dat hy staan, oppas dat hy nie val nie. Een tweede groot waarheid wat ons leer uit hierdie gedeelte uit, is dat die versoeking tot hoogmoed in die mees onwaarskynlike van plekke na vore kom. Ons wonderlikste geestelike ervaring kan juist dit wees wat ons verlei tot hoogmoed en trots. Paulus was die ontvanger van die wonderlikste goddelike openbaring. Hy was weggeruk tot in die derde hemel, die woonplek van die almagtige God. So is hy voorberei vir 'n bediening waarvan hy sekerlik kon sê, ek het meer gearbei as almal. Nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my was. In nederige afhanklikheid het hy geweet. Dit is alles net genade. As hy egter na alles terugkyk, sien hy dat daar tog die gevaar bestaan dat daar 'n geneigtheid kon wees dat hy kon roem in dit wat hy vermag het. En dit wat hy bereik het. En daarom skryf hy dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaring nie sou verhef nie, is daar vir my toring in die vlees gegee. Jy sien, hoe groter die voorregte, hoe voortreffeliker die diens wat verrig word, hoe groter is die versoeking tot hoogmoed. Hoe groter die verleiding tot die eie ek. Dit is nie so maklik om te kom by die uitvoering van die bevel in Filippense 2 vers 3 nie. Nee, want so maklik. Nee, want dit is so maklik om liewer jouself tog maar net so 'n bietjie hoër te ag as dit langs jou. Om jouself tog maar net van meer waarde te ag. En groter word die versoeking. Jy sien, elkeen van ons het gawes, talente en vermoëns ontvang, wat miskien anders is as die een langs jou, wat jou in staat stel om in diens van die Here te kan wees. En daarvoor moet elkeen van ons opreg dankbaar wees. Moet ons nie verval dat daardie goed wat jou anders maak, juist die ding is wat jou laat val nie.
van Christus en die gesindheid van Jesus Christus so maklik wegraak in die gemeenskap van Christus. Want dit gaan nie meer oor Christus nie. Dit gaan oor ek. Dit gaan oor myself binne in hierdie gemeenskap. Nie meer oor die gemeenskap van Christus. Dan die derde gedeelte, wat 'n groot waarheid vir ons hier deurgee, is dat die skrifgedeelte leer vir ons dat die oomblik van hoogvlug gewoonlik gevolg word deur die ewigste toetse en versoekings. Nadat hy weggeruk is vir 'n kort oomblik tot in die derde hemel en die wonderlikste kommunikasie met die Here gehad het en die voortreffelikste openbaring ontvang het, moes Paulus agterna voortdurend worstel met hierdie doring in sy vlees. En die skrif verklaar as 'n bespiegeling oor wat hierdie doring is baie, maar uit ons teks verbandheid kan ons aflei dat dit mense was. Mense wat die lewe van Paulus moeilik gemaak het. Die Here het so gewil dat hulle ook altyd daar sal wees. Mense wat hom bespot en belaster, hom mishandel en vervolg. Mense wat hom in nood en benoudheid bring. Hierdie mense wat 'n doring in sy vlees was. En steeds sal dit so wees vir elkeen van ons ook, geliefde broer en suster. Want die Heilige Gees bewerk dit dat daar vir elkeen van ons ook 'n doring in ons vlees is. Iets wat daar geplaas word na jou welvaart oomblik, jou hoogvlug oomblik. En steeds sal dit so wees dat elke ware kind van die Here moet weet, jou oomblik van hoogvlug sal altyd gevolg word deur die ewigste stryd teen die mens, deur toetse en versoekinge wat deur die engele van Satan daar gestel sal word. Jy sien, selfs ons Here Jesus Christus was dit nie gespaar nie. Direk nadat hy daar by die Jordaan gedoop is en die hemel oopgemaak het en die Gees neergedaal het in die vorm van 'n duif, toe die stem aangehoor is wat gesê het, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Net na hierdie ongelooflike oomblik is hy deur die Heilige Gees die woestyn ingelei om deur die Satan versoek te word. Steeds sal dit so wees, geliefdes. Nadat jy die voortreffelikste ervaring gehad het, wees dan voorbereid dat die engel van die Satan u tegemoet sal gaan. Denk maar net vir oomblik die ervaring op die berg van verheerliking daar destyds toe Moses en Elia in gesprek was. Ewigheidsoomblikke. Maar net daarna terug in die vlakte word gekonfronteer deur 'n duiwelsbesetene teen wie hulle magteloos staan. Na 'n oomblik van hoogvlug. Wees maar voorberei om deur die boodskappe van Satan gekonfronteer te word. Maar geliefdes, die Here het 'n doel daarmee. Die Here het 'n doel daarmee. Sy doel is dat jy swak moet bly in jouself. Dit is goed as jy voel jy word lang, jy word swak. Jy kan nie meer nie. Want dit is dan wanneer jy opreg en in waarheid net nog kan uitroep. Here, help my.
Dit is dan wanneer U die wonderlikste stem van U Heiland hier in die binneste hoor praat wat sê, my genade is vir jou genoeg, want my swakheid, want my genade is vir jou genoeg, want my krag word in jou swakheid volbring. En dit is dan, daar waar jy aan die einde van die eie alleen waan, hoogmoed en trots in U self kom, dat U met Paulus ontdek, al roemende in my swakheid, woon die krag van Christus in my. Wat 'n geweldige ontdekking, as ek swak is, dan is ek sterk. Die krag van Jesus Christus word in my swakheid volbring. Amen. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God en Hemelvader, die koning van alle konings, die opperheerser. Hoe geweldig groot is die voorreg, o Heer, om te kan weet dat wanneer ons swak is, dat U groot krag juis in daardie oomblik tot volheid kom. Ons bid en vra, o Heer, as dit U wil is, gee dat U Gees so werk in ons binneste, dat ons oomblikke van hoogvlug beperk sal wees, en dat ons in stille ootmoed sal buig en sal weet, dat dit U verlange is, dat ons nederig sal bly. Dat ons nie vasgevang sal word in hierdie wêreld se voorspoedighede nie, maar dat ons swak sal bly in onsself. Dat ons sal roem in ons swakhede en ware opregtheid, soos 'n Paulus van ouds. Ons dank en ons loof U, o Heer, want dit is onverdienste genade aan U. Ons kom buig voor U, o Heer, en ons bid en vra, daar waar daar so baie bekommernis daar buitekant is, daar waar Christene vervolg word, waar daar hartseer is, hongersnood, angs en nood, bid en vra ons, o Heer, skenk U Gees, lei, behoed, bewaar, beskerm, en gee dat U naam daardeur verheerlik sal word. Ons bid en vra ook, o Heer, daar waar die landerye vol staan, bid ons en vra, hou ons op ons knieë. Maak ons harte waarlik opreg, o Heer, dat ons nie vasgevang sal word in ons hoogvlug nie, maar dat ons in opregte eerlikheid sal bid. As dit U wil is, o Heer, maak die sluise van die aarde oop.
Ons bid al hierdie dinge, o Here, nie omdat ons dit verdien, maar ons bid dit, o Here, tot groot maak van die koninkryk. Ons bid dit tot verheerliking van die groot en heilige naam. Ons bid dit, o Heer, van nou af tot in alle ewigheid, van U